U alleen verdien die lof en die aanbidding van ons harte. U is my lied en my vreugde. U is my Here en my God. En ons by ons aan U gedurig die Heer, want by U is die lewe. By U is ons krag, by U is ons verlossing, by U is ons hoop. U is die bron van my lewe en die bron van my krag. Ontvang vanmôre die lof van ons lippe wat U naam bely. Waardig is U, o Here. Waardig is U, o God. Deur al die eeue heen is U nog dieselfde. You are still the very same Jesus. The wonder-working Jesus. My siel sal U nog loof. Ons loof U naam, Here, vir elke belofte in die woord wat U aan ons gegee het. Ek onthou toe die disippels, Here, so hartseer was, toe hulle verneem dat U gaan sterwe. Maar U het vir hulle gesê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want U het ook vir hulle gesê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit opbou. En dis vir julle voordelig dat ek hier gaan, want dan sal ek die Heilige Gees die trooster stuur, om by julle te bly en in julle te wees. En daardie belofte, Here, het nie die disippels van daardie dae toegekom nie, want dis 'n belofte wat hulle toegekom het, en almal wat daar ver is, volgens Handelinge 2:39. En daarom dank ons U vir die belofte vanmôre, dat die heerlikheid van die Heilige Gees ook ons deel is. En daarom is ons lied vanmôre, o stort U Gees uit ook in hierdie huis. Stort U Gees ook uit binne ons siele, Here. Ons het U nodig. Sonder U kan ons niks doen nie. Laat die reën van die hemel ook oor ons val en ons grondgebied benat. Sal U dit doen ook in hierdie ware uur, soos wat ons siele uitroep. Want ons is dors en ons is honger. Dankie vir daai belofte. En dankie dat ons dit kan verwag vanmôre. In Jesus naam. My liewe boeteensters, ek glo soos wat die duisternis al hoe donkerder word in hierdie dag, gaan God se lig al hoe helderder skyn. Jy wat vanmôre sê, ek het nodig dat die lig van God en die heerlikheid van God ook op my skyn vanmôre. Wil jy net jou hand opsteek en sê, Here, vervul my vanmôre. Ek het U nodig in hierdie donker wêreld. Ek het U nodig te midde van al hierdie misleiding, te midde van al die versoekinge, te midde van al die geweld. O Here, stort dit nou vanmôre uit in my siel. Here, U sien vanmôre U kinders wat uitroep na U, te midde van 'n krom en verdraaiheid is. U hand kan vanmôre uitreik tot in Nieu-Seeland, tot in Australië, tot in Japan, tot in China. Die hand is nie te kort om te help nie. Hoor vanmôre die hulpkrete van die volk. En red vanmôre die wat verlore is. Raak vanmôre die aan wat siek is in Jesus naam. Ons sal dit aanhou glo, want Jesus is die sterk verlosser. En hy is die groot geneesheer. En hy is die heilverkoper. Ons sal aanhou om dit te bely. Hy is al wat ons het. Want halleluja, hy is ook al wat ons nodig het. Hy is ons al en al. Halleluja, halleluja. Jesus is al wat jy nodig het, my vriend. Niks meer nie, niks minder nie, net Jesus. Net Jesus het jy nodig vanmôre. Amen. Halleluja, kom ons gee ons so lekker. Amen, amen. Iemand wil dit hoor vanmôre. Die genade van die Here is vir jou genoeg. Amen. Miskien as jy benoud vanmôre, miskien voel jy oorweldig, miskien voel jy die lewe vra te veel van my. My liewe vriend, mag die Here vir jou gee vanmôre. Genade op genade. Mag jy vanmôre weet, of ek lewe en of ek sterf, Christus is vir my genoeg. Amen. Of ek baie het en of ek min het, Christus is vir my genoeg.
En Maria sê altyd, Jesus vat die bietjie en hy maak dit baie. Isn't he a wonderful Lord? A wonderful Savior. Amen, amen. Nou ja, die wêreld is deur mekaar, is hy nie? Groot dinge gebeur wêreldwyd. Julle wat so 'n bietjie nuus kyk sal sien. Dis asof daar aardverskuiwings plaasvind. Die een land val die ander land in, die een land van die president van die ander land, en ons hoor oorloë en gerugte van oorloë, en dis aardbewings en vloede en hitte golwe wat uitbreek oral, en dit is deur mekaar in die natuur, dis deur mekaar in die wêrelde, en dis asof die groot wêreldmoondhede mekaar in die oë kyk en reg maak vir 'n geveg soos min. En ek dink 2026 gaan baie interessant wees op die geopolitieke speelveld. Ek dink, jy weet, in die wêreld kry jy mos nou, hulle deel mos die lande in, hulle noem het tier 1, tier 2 en tier 3 lande. Jy weet, jou tier 1 lande is jou groot wêreldmoondhede. Weet, wat maak jou 'n groot wêreldmoondheid? Wat maak jou eintlik 'n soewereine staat? As jy in staat is om jou grense te kan verdedig, jou eie grense te kan verdedig, en jy is ekonomies sterk genoeg om jouself te onderhou. Jy is nie afhanklik van ander mense vir ekonomiese vooruitgang en onderhoud nie, en jy is nie afhanklik van ander mense om jouself te kan beskerm. Dis jou tier 1 lande. En ons sien daai tier 1 lande, daar's eintlik maar net 2 op hierdie stadium, het julle dit geweet? China en Amerika, hulle is eintlik die groot lande wat so vir mekaar in die oë kyk. Né? En ek weet nie wanneer gaan die klok lui nie, maar een of ander tyd gaan die klok lui vir ronde nommer 1 tussen daai groot moondhede. En wat ek weet volgens Bybelprofesie is dat China gaan deel uitmaak van die laaste beweging voordat Christus gaan terugkeer. Ons lees nie veel van Amerika nie. So lees julle maar daarin wat julle gaan lees. Maar selfs nie is Rusland is nog 'n tier 1 land nie. Dis eintlik maar daai 2 groot lande. Rusland is tier 2. Waar sal Suid-Afrika homself bevind? 5. Ons probeer maar boeties van baadjies, ons probeer maar baadjies maak soveel ons kan, van as ons in die moeilikheid kom, né, dan kan ons daarom ons groot boetie bel. Luister my vriende, maak die saak wat gebeur op die geopolitieke veld. Maak die saak of hierdie lande sê, ons is soewerein nie, want ons kan onsself kyk nie. Kom ek sê vir u, daar is iemand wat meer soewerein is as al die lande wat hulle self as soewerein wil verklaar. Hierdie lande wat wil sê, ons sal die volgende groot wêreldmag word, hulle weet nie waarvan hulle praat. Want daar is 'n klip wat wag om los te raak. 'n Klip wat nie met mense hande gemaak is nie. En daardie klip gaan van die hemel af neerdaal volgens Daniël 2. En hy gaan al hierdie ou wêreldmoondhede gaan hy slaan. En hulle almal gaan verkrummel. En daar gaan niks van hierdie wêreldmagte oorbly nie. En daar sal 'n nuwe koninkryk die lig sien. En dis die koninkryk van ons God. En ons Here Jesus Christus. En Jesus Christus sal op die troon van Dawid sit. En die wet sal vanuit Jerusalem uitgaan. En dit sal 'n koninkryk van geregtigheid en vrede wees. En die Here self sal regeer. Met 'n ysterscepter sal hy regeer. En niemand gaan vir hom voorskryf nie. Dit sal 'n koninkryk wees gekenmerk deur ware voorspoed, deur ware vrede en deur ware geregtigheid. En broer en suster, dis waar my hoop lê. Nie in die soewereiniteit wat hierdie wêreldmagte vir mekaar wil voorskryf en wat hulle self wil aanneem nie. Nee, daar is net een soewereine. So broer en suster, ek weet, soms raak 'n mens bietjie benoud, soms raak jy bietjie bekommerd, dis menslik gesproke, maar broer en suster, hou jou oog gefestig op die leidsman en die volleinder. Die een wat daar was toe jy gered was, en die een wat daar was wanneer jy sê, o Here Jesus, ek het U lank verwag, dan sal hy ook daar wees. Die een wat daar was toe die aarde gegrondves was, en die een wat daar sal wees wanneer hierdie hemel en die aarde verby gaan. Hou jou oog op hom.
Die wêreld gaan nie besluit hoe die storie eindig nie. God self sal besluit. Wanneer, waar en hoe. En die wêreld sal sy soewereiniteit sien, lientjie. Want hy gaan kom op 'n wit perd. En sy oë gaan wees soos vuurvlamme. En dan gaan 'n swaard uit sy mond uitkom, waarmee hy hierdie hele wêreld gaan afmaai. En hy sal sweef oor hierdie aarde. En die hele wêreld nasie sal onder sy voete vertrap word. Almal wat nie sy naam bely het nie. En hy sal die voëls van die hemel roep om te sê, kom vier fees. En ons sal dan saam met hom in sy koninkryk saam met hom regeer as konings en priesters op hierdie nuut gemaakte aarde volgens Openbaring 5. Halleluja! So ag wat ons lees nie goed en dis interessant, maar ek weet waar my toekoms lê. Deur die hand van 'n mens nie. Iets om oor my te wees nie waar nie. Nou broer en suster, voor ek nou te veel oor ander dinge praat, ons het gesê ons gaan hierdie jaar gaan ons fokus op Jesus Christus. Nie dat ons dit nie in die verlede gedoen het nie, maar ons gaan in besonder fokus op hom as ons God, ons redder, ons gekruisigde, ons meester, ons verlosser. Ons gaan in fokus in sy karakter en in sy wil vir ons as sy kinders. Dit is nog belangrik om te weet wat sy wil vir ons is, as ons dan kinders van God is. Wat noem julle my Here, Here? Maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Soos ons sê, Here, Here, dan moet ons sy wil ken, nie waar nie? En ons gaan nou besonder daarop fokus. Maar ons het gesê, ons gaan net 2 weke gebruik om mekaar te waarsku teen die valse Christusse en die valse profete, want waar jy oorspronklik het, sal daar altyd iemand of iets wees wat probeer om die oorspronklike te dupliseer. Om 'n kopie te maak van dit wat eg is. Daar is net een oorspronklike, my vriend. Daar is net een bloudruk. Alles wat daarvan af gebou word, is 'n kopie van die oorspronklike. En daar's baie copycats. En ons het gesê laasweek, ons gaan mekaar net vinnig uitwys. Hoe onderskei jy die copycat? Want broer en suster, die vyand is slim. Hy weet as hy die kerk wil vernietig, moet hy dit doen van binne af. So hy stuur sy agente binne in die kerk. Binne in die kerk. Om die kerk te mislei en weg te lok agter hulle aan. Hy sal kom soos 'n wolf in skaapklere. Maar ons gaan hom uitken. En ons gaan hom blootstel voordat hy met sy vernietiging begin. En wanneer ons hom uitken, kan ons met vrymoedigheid oor Christus praat. En wanneer daar 'n kopie inkom, sal ons sê, nee, dis nie Christus nie, dit is 'n namaaksel. En dan kan ons net fokus op Christus. So ons gaan vandag nog 1 diens daan spandeer. Is dit reg? Ja. Amen. Wat is ons hoofskrifgedeelte, kan jy onthou? Matteus 7 en vers 15. Kom ons lees dit net weer om ons geheue te verfris. En dan het ons nog 2 ander skrifte genoem laasweek. Handelinge 20 vanaf vers 38 en 1 Johannes 2 vanaf vers 18. So kom ons lees net daai 3 skrifte en dan gaan ons verder beweeg met ons gedagte. Matteus 7:15, pas op vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle kom, en van binne doofsigtige wolwe is. En Jesus het hierdie verklaring gemaak, met die wete, dat hy op 'n dag gaan weggaan. En Jesus het sy disippels gewaarsku en sê, wanneer ek weggaan, gaan hierdie wolwe hulle kop uitsteek. Hulle was bang om hulle kop uit te steek terwyl Christus daar was. Maar die oomblik, toe hy weggaan, toe staan hierdie valse profete op. Net soos wat Jesus dit verklaar het. En Jesus het hulle gewaarsku, hulle gaan kom. Amen. En dan in Handelinge 20 sien ons, nadat Jesus weggegaan het, het Paulus op die toneel verskyn. Paulus het self 'n ontmoeting met Jesus gehad, dis hoekom hy die 13de apostel was, die ontydige geborene. En hy waarsku toe die kerk van Efese in Handelinge 20
Hoor wat sê hy, dis nadat Christus al weg is. Hy sê wat ek weet, vers 29, dat na my vertrek, wredewolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak, en onthou dat ek 3 jaar lang nag en dag nie opgehou het, om elkeen met trane te vermaan nie. So ons sien, Jesus het dit gewaarsku, dit het gebeur. Toe waarsku Paulus weer, en dit het gebeur. Nou kom ons by die apostel Johannes. Hy was die laaste apostel. Almal het al gesterwe, al die apostels is al dood. Johannes was die laaste wat gesterf het. En Johannes, selfs in sy tyd, ons is nou al hier in die 80s na Christus. Kyk wat skryf Johannes. 80 jaar, plus minus na Christus weg is. In 1 Johannes 2, hy sê in vers 18, kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Sien nie dit? So, die apostels een na die ander het gewaarsku teen valse leraars, valse Christusse, valse apostels, valse profete. Ons is nou 2000 jaar later. We have the same problem still. En ons moet mekaar daarteen waarsku. Jesus het gesê ons moet mekaar daarteen waarsku. Amen. En dan ons laasweek net een punt behandel. Ons sê een teken van 'n valse beweging of 'n valse apostel is dat hulle roem daarin dat hulle 'n besondere of 'n nuwe openbaring ontvang het. Iets wat nog al die jare verborge was. Hulle het nou duisende jare later, hulle het nou die openbaring gekry en die kerk was nog al die tyd mislei gewees vir soveel dekades. So die oomblik as jy hoor iemand sê, o, ek het 'n nuwe openbaring gekry. Maak jou ore wyd oop. Want baie van hierdie mense sal dit sê, want hulle wil gesag gee aan hulle uitinge. En dan dit wat hulle sê. En hoe doen ons dit? Ons sê, o, ek het iets wat jy nie weet nie. Ek het iets gesien wat jy nie gesien het nie. Ek het iets beleef wat jy nie beleef het nie. En onmiddellik dink jy, o, hulle is so 'n bietjie hoër as ons. Dis hoe hulle gesag gee aan hulle self. En meeste van hierdie bewegings, my vriende, is 'n paar jaar oud. Die Christen geloof kom al oor 2000 jaar. Die meeste van hierdie bewegings is nog nie eens 200 jaar oud nie. Wanneer hulle die volle bewang. So pas op. Maak altyd seker, wanneer iemand iets sê wat snaaks klink of vreemd, dat dit in lyn is met die woord van die Here. Dis ons maatstaf. Kom altyd terug na die skrif. Ons wandel nie deur opinies nie. Ons wandel, want die woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Dis waar ons fondasie is. Amen. Goed, ons tweede teken. En dit is dat hierdie groeperinge of individue kom en hulle beskuldig die kerk van die Here Jesus Christus, die oorspronklike kerk. Ek praat nie van vals kerke nie. Hulle beskuldig die oorspronklike kerk van afvalligheid en geloofsversaking. Hulle sê eintlik ons is die afvalliges. Het jy al mense gekry wat vir jou sê, nee, jy's afvallig man. Jy's in die verkeerde kerk. Jy wat in die historiese oorspronklike beweging van God groot geword het. En jy sien broer en suster, hierdie individue of groepe, jy sien hulle wil hulle self, hulle wil so graag ook as normaal en as eg bekend wees. Hulle wil baie graag as ware Christene gesien word. Maar hulle het 'n probleem. En weet jy wat is die probleem? En meeste van hulle besef dit, maar daar is van hulle wat dit nie besef. En dit is dat hulle leerstelling nie in lyn is
met die woord van God nie. It's not in line. So wat moet ons doen? Om dit te omseil. Wie het al gehoor die gesegde, Michael? Die beste verdediging is 'n goeie aanval. Ja. Het jy al dit gehoor? Aanval is die beste verdediging. En hulle ken dit. So wat doen hulle? Hulle val aan. En hulle sal sê, nee, jy is eintlik afvallig. Jy wat die Here in opregtheid dien, en wat die woord jou maatstaf maak, jy is eintlik die een wat mislei is. Jy is eintlik verlore. Of te radikaal. Alright, daar is nog 'n woord. Maar hulle sal die blaam skuif. En hulle sal die blaam op jou sit nou. En sê, nee, jy moet op bekering kom. Né? So hulle skuif die blaam. Wat hulle sal sê is, ja, Jesus Christus het die gemeente daar gestel aan die begin, want hy het gesê, ek sal my gemeente bou. Matteus 16:18. Maar dan sal hulle sê, maar daar die oorspronklike kerk wat Jesus daar gestel het, het met die tyd afvallig geword. Soos die jare aangegaan het, het die oorspronklike kerk afvallig geword. Hulle het die geloof verlaat. En dan sal hulle sê, daarom het die Here God nou in hierdie laat uur vir ons gestuur. Na julle toe. Ons het dit ook al gehoor. Ons is gestuur na julle toe. Om wat te kom doen? O nee, ons is eintlik hier om vir julle te kom restoreer. Want die kerk is afvallig. Julle al dit gehoor? So, ja, Jesus het die kerk gestig, daai kerk het afvallig geword, ons is gestuur na julle toe, om julle te restoreer. En het julle agtergekom, die mense, hulle lyk ook bietjie anders. Hulle agtergekom. Nie vir my lag nie, is dit so. Hulle lyk aan, hulle trek so bietjie anders aan, hulle praat so bietjie anders. En hulle weet dit. Nee? Maar weet julle wat sal hulle sê? Hulle sal sê, man, die rede hoekom ons so anders lyk, is, ons is eintlik die oorspronklike kerk. Ons verteenwoordig hoe die kerk gelyk het in die dae van Jesus. Maar julle sal mos nie weet nie, want julle is mos nou afvallig, julle het die geloof verlaat. Dis hoekom julle eintlik nie die oorspronklike kan herken nie. Kan julle sien hoe dit omdraai? Hulle val jou eintlik aan, hulle val dit wat eg is. Ek sê nie, ons het nie foute nie. Maar ons is eg en opreg hier binne. En hulle val dit aan. En maak jou die skuldige. So die oomblik, as jy hoor, iemand sê, dat julle is afvallig, en ons is eintlik die ware kerk, terwyl julle eintlik nog splinternuut is, pas op vir dit, weet jy te doen met 'n wolf. Weet jy te doen met 'n kultus. Okay? So ons nou 2 punte. Die een, hulle maak aanspraak daarop, hulle het 'n nuwe openbaring gekry. En nommer 2, hulle skuif die blaam. En sê, Michael, jy is eintlik die baddie. Jy moet op 'n keer kom, Michael, hoor jy vir my? Jy is afvallig, broer. Jy ken nie die ware God nie. Klink dit bekend? Ja. Pas op. Pas op vir dit. Alright, so daar is 2 tekens. Jy sien, broer en suster, daar is nie iets soos 'n nuwe geloofssysteem nie. Hierdie mense wat so sê, ons het 'n nuwe geloofssysteem. Dis nie 'n nuwe geloofssysteem nie, dis eintlik maar net 'n besoedeling van die oorspronklike. Hulle vat die ware geloofssysteem en dan bou hulle dwaling en hulle misleiding in dit in. Dus kom as jy met hulle praat, dan klink dit, daar's goeders wat reg klink, want hulle fondasie kom van die oorspronklike. Maar dan praat jy nog 'n paar, en dan kom jy agter maar, jene, hier gaan die ding nou suid. En hier gaan die ding nou noord. Dan moet jy weet, dit moet vir jou teken wees. As die waarheid in jou is, kan jy mos niks anders praat as die waarheid nie. Maar as jy begin het met die waarheid en misleiding ingebring het, dan klink dit verwarrend. Dan praat jy bietjie waarheid, dan praat jy weer misleiding. Dan praat jy waarheid, dan praat jy dwaling. Alright? So dis wat hulle doen. Hulle is eintlik 'n besoedeling van die oorspronklike, maar hulle wil so graag as eg voorkom,
Maar nou moet hulle self regverdig. Hoe regverdig ek myself? Ek sê ek het 'n nuwe openbaring en ek sê vir julle is afvallig en God het my gestuur. Hy het ons voorgangers nuwe interpretasie op die skrifte gegee en ons is nou hier om met julle te deel. Julle moet dit eintlik as 'n groot voorreg sien dat God dit so gewil het om my te stuur om vir julle te help. Julle moet eintlik God dank daarvoor dat ek hier is. Pas op vir daai klanke. Dis 'n kult. Is julle met my? OK, die derde teken is dat hierdie individue of groeperinge sien hulle self in 'n groot mate as eksklusief. En dis 'n natuurlike uitvloei eintlik van die eerste twee. Want as jy sê, net jy het die openbaring gekry, en as jy sê dat ek is hier om jou te restoreer, kan jy verstaan hoekom hulle dink hulle is so eksklusief. Kan ons gou vir mekaar sê, kan ons hieroor saamstem, dat daar is ruimte in die liggaam van Christus vir diversiteit en vir oorspronklikheid. Ek verwag nie almal moet presies soos ek optree en praat en aantrek, net solank ons fatsoenlik is en solank ons waarheid praat. Maar my karakter is anders as julle sinne. Ek sing dalk 'n bietjie anders as julle. Daar's ruimte vir oorspronklikheid. Daar's ruimte in die liggaam vir diversiteit. Ek meen jy het die AGS en jy het PPK en jy het lede in Christus en jy het baptiste en jy het noem dit. Klomp verskillende bedieninge. En kom ek sê vir u, in al daardie bedieninge is daar ware kinders van die Here. Maar wanneer iemand homself as eksklusief sien, sal hy sê, almal regdeur is afvallig. En net ons het die waarheid. En hulle sê dit, want dis 'n spontane oorvloei van die eerste twee tekens, van ons het 'n openbaring, en ons is na julle toe gestuur, om julle te restoreer. My vriend, dink gou vir jouself, as jy werklik glo, dat jy het alleen van God die openbaring gekry, en dat jy alleen, of jou as groep, het alleen die mandaat van God gekry, om na die kerk toe gaan, om die kerk te restoreer, en julle is nou eintlik God se antwoord vir hierdie afvallige kerk. Jy kan jouself mos nou indink, dat jy nie 'n ander keuse as om te sê, ons is eksklusief nie. En jy gedra jouself ook as eksklusief. So wanneer mense so begin praat, weet jy te doen met 'n wolf. Jy te doen met 'n vals profeet. Alright, ons nou 3 tekens. Kan ek gou nog 2 gee? Die vierde is dat hierdie groeperinge of individue is lief daarvoor om hulle mag te misbruik. Hulle is lief daarvoor om te sê dat jou verlossing hang eintlik in 'n groot mate af van jou betrokkenheid en lojaliteit en onderwerping aan ons. Wanneer jy hoor iemand praat in die konteks van, ja, jou redding is jou redding, maar dit is so 'n groot mate gefundeer op jou betrokkenheid by ons, moet jou oë waarheid oop wees. Waarheid oop. Jy sien, die voortbestaan van hierdie bewegings of individue hang in 'n groot mate af van kontrole en beheer. Hulle moet beheer en kontrole en mag oor jou kan hê vir hulle om te kan voortbestaan. So wat gebeur? Hulle sal hierdie idee verkoop aan jou en aan my. En hulle sal vir ons sê, ja, jou verlossing, jou redding is tussen jou en God. Né? Hulle kan nie daarteen stry nie. Geen mens kan my red. Dis net God wat red. Maar dan vat hulle 'n bietjie verder. En dan sê hulle, maar vir jou redding, om volhoubaar te bly, gaan grootliks afhang
van jou lojaliteit en onderwerping aan ons groep en aan ons leerstelling. So as jy in die geloof wil bly en oorleef, moet jy onderwerp aan ons leerstelling. Moet jy onderwerp aan ons organisasie. Kan jy dit sien? So ja, jou redding is tussen jou en God, maar jou oorlewing is afhanklik dat jy sal onder ons vaandel inkom en onder ons vaandel funksioneer. Dis al hoe jy gered gaan bly. Sien nie daai magsmisbruik? En dan wat hulle sal doen is, hulle sal sê, of nee, hulle sal dit vir jou en vir my, as jy onder so 'n groep is, hulle maak dit amper onmoontlik om weg te breek van hulle af. Want hulle laat jou so sleg voel. Hulle maak dit amper onmoontlik om selfs jou opinie te lig teen hulle voorganger. Om te sê, maar jy het dit en dit gesê, of ek stem nie saam met dit en dit nie. Dit is 'n big no-no. Jy mag nie van ons af wegbreek nie, en jy mag nie teen ons leier praat nie. Hulle sal skrifte gebruik soos Psalm 115, wat praat van, op Psalm 105 vers 15, wat sê, do not touch the anointed and the prophets of God. Wie nou ek raak, iets binne in my rebelleer. Iets wil opstoot as ek daai skrif hoor, want dis die grootste misbruik van 'n skrif wat jy in jou lewe sal sien. Daai hele Psalm 105 gaan oor God, wat 'n man geroep het met Abraham, en uit Abraham het hy kinders voortgebring, Isak en Jakob. Hulle het nasies geword, en God het 'n nasie gestuur om Kanaan in besit te neem, en God het die wêreldlande gewaarsku en sê, do not touch my anointed. Dit het gegaan oor Israel. Hulle was God se gesalfde gewees. Nie jy nie, inteendeel, wie is daar nou nie gesalf nie? Met ander woorde, dan mag, nee, maar ek mag nie vir jou, want wat sê 1 Johannes 2? Julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Jy's gesalf, jy's gesalf, jy's gesalf, ons almal is gesalf. So, ons mag aan niemand iets sê nie, niemand mag niemand vermaan nie, niemand mag die waarheid uitwys en sê, verduidelik vir my dit nie, want jy's ook nou gesalf. Laat my dink aan op hulle woord vriend. You get a car, you get a car, you all get a car. Ja, allemaal wat lag, jy het Oprah Winfrey gekyk. Broer en suster, ons almal het die salwing van die Heilige Gees. Efesiërs 1 sê ons almal is verseël met die Heilige Gees van belofte. So wat? Nou wat nou? Wie mag nou wie vat? Is sommige meer gesalfd as ander? Waar kry jy daai skrif? Is daar grade van salwing? Sien julle waartoe gaan die goed is? Maar dis wat hierdie ouens doen. Hulle sal sê, jy mag nie van ons leier praat nie. En jy mag nie van ons al wegbreek. En as jy dit doen, en daar's van julle wat by sulke bewegings betrokke was, jy kan maar net amen sê. En wat gebeur as jy dit doen? Dan word jy uitgewys as 'n heiden. En as 'n afvallige. En vir jou word dan gesê, jy is jou verlossing kwyt. Jy's onder die covering uit. Jou pad is reguit na die put wat brand met vuur en swaal. Want sonder ons gaan jy dit onmoontlik nie maak nie. Dis soos hulle praat. Hallo? Ken julle dit? Dalk was jy nie in dat jy my dalk te doen gehad met sulke dinge. So dis die vierde teken. Hulle het 'n absolute magsbeheptheid. Broer en suster, daar sal baie mense hier in en uit. En kom ek sê vir jy, daar's mense met wie ons nog vriende is wat al hier uit is. Wat ek weet, as die Here kom, gaan hulle reg uit hemel toe. Hierdie gemeente is nie die enigste gemeente waaronder jy gered kan word. Dis nie God wat red. Ons help maar net mense. Ons help mekaar eintlik. Welkom by Help Mekaar.
Hier help ons mekaar om op die pad te bly. Die Here sit ons op die pad, maar gats, die pad raak soms lank. Want terwyl ons op die pad is, leer en vermaan ons mekaar en bedien ons mekaar in die liefde van die Here en groei ons almal tot die eenheid van die Gees. Soos wat ons kom tot die eenheid van die geloof, of ons groei in die eenheid van die geloof tot ons kom in die eenheid van die Gees. Dit is eintlik andersom. Maar nie hier jou is. Hulle is eksklusief. Alright, so pas op, wanneer mense jou redding wil koppel aan jou loyaliteit en onderwerping aan hulle as organisasie en sê, jy kan nie gered bly sonder hulle nie. Jy het te doen met 'n kult. Jy het te doen met 'n wolf. Is dit reg? Kan ons nog 'n laaste teken gee? En hierdie teken is nie noodwendig by alle kulte se betrokke nie, maar gats, dit is veral by jou groter bewegings betrokke en baie sterk betrokke. En dit is 'n uiters belangrike teken. En dit is die teken waar groeperinge Christus wil verkleineer. Waar hulle as ware Christus kleiner maak as wat hy werklik is. Ek dink as jy vat jou Mormoonse geloof. Jou Mormoonse geloof, wanneer het hulle tot stand gekom? Wie weet? So by die 1830s. Né? Onder Joseph Smith. Okay? Nou die Mormoonse geloof sal vir jou sê dat Christus is maar net een van baie gode. Hy is nie alleen God nie, hy is maar een van baie. Inteendeel, jy kan ook God status bereik as jy jou lewe reg leef. En dan kan jy eendag, net soos wat Christus vir ons regeer, so kan jy ook eendag jou eie universie. En jy kan ook regeer oor 'n groepering van mense. Dis wat hulle verkondig. Weet jy wat verkondig die Mormoonse geloof ook? En dit is dat Christus is die broer van Lucifer. Hulle is boeties. Lucifer is nou die afvallige, Christus is die een wat sy pad reguit gaan. Hoor net daar, hulle verkleineer Christus. Stel hom gelyk, selfs aan Lucifer. Wat doen Jehovah Getuies? Wanneer het Jehovah Getuies in lig gesien? Ag, so hier by 1872. Kan jy sien, hulle is nog nie eens 200 jaar oud nie, man. Onder Charles Taze Russell, Charles Taze Russell. Maar eintlik is hy in 1931 het hulle werklik begin momentum kry. Maar wat sê die Jehovah Getuies? Die Jehovah Getuies sê dat Christus is 'n geskape wese. Ek hoop nie iemand glo dit hier vanmôre nie. Dat Christus iewers so begin het. Dat hy geskep was. Maar hulle sal sê Christus is 'n geskape wese en dat hy is eintlik maar die engel Michael. En ek gaan kyk na die skrifte wat hulle daar verwys om te sê dat hy is die engel Michael. Ek wil nie daarmee verveel nie, maar dit is so 4 skrifte om dit nou te probeer regverdig. Kyk hoe verkleineer hulle hom tot die vlak van 'n engel. Maar broer en suster, as jy 'n ware kind van God is, enige ware kinders van die Here hier, wat is ons verklaring? Ons verklaring is dat Christus verdien die hoogste posisie van verering wat enige moondheid of godheid ooit kan verdien. En hy is die sentrale figuur waarom ons lewe draai. Ons stem saam met die apostel Johannes toe hy gesê het in Openbaring 4 en 5, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof, die eer, die aanbidding, die krag, die mag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dis ons belydenis van wie Christus is. Ons bely saam met die Hebreërs skrywer in Hebreërs hoofstuk 1. Dis ons belydenis. As jy mense ooit vir jou vra, wie sê jy is Jesus? Vat hom na Hebreërs 1 toe en sê vir hom, kom ek vertel vir jou, wat sê Hebreërs, wie is Jesus?
En so tussen hakies, volgende week gaan ons oor Christus begin praat. En die volgende week se boodskap is, Jesus Christus is die woord. En ons gaan Hebreërs 1 gebruik as ons vertrekpunt. Hoor wat sê Hebreërs 1. Hy sê nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het. Jy geweet God kan praat. Broer en suster, hoekom sal hy die mens maak met ore wat kan hoor as God self nie kan hoor nie? Hoekom sal hy die mens maak met oë om te sien as God self nie kan sien nie? Hoeveel te meer as God die mens gemaak het met 'n mond wat kan praat. Hoe kan ons dan sê dat God praat nie? Het jy hom al oor praat met jou? Dis lieflik, want jy sê God het met my gepraat. Hy het op baie maniere in jou tyd gespreek, en tot die vaders deur die profete het hy in daardie laaste dae in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Kan jy sien hoe die wêreld tot stand gekom? Deur die Seun. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, gaan sit het aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Hoe kan ons dan sê, hy is die engel Michael, hy is meer voortreffelik as die engele? Hoe kan ons so 'n blaatante fout maak? Dis ons belydenis. As iemand vir jou vra, wie is Jesus Christus? Lees vir hom dit. As hy vir jou sê, maar bevestig dit, dan sê ek is so bly, jy vra vir bevestiging, want in die mond van 2 of 3 sal elke woord vasstaan. Ek gee jou nog 'n getuie. Die Hebreërs was 'n getuie, maar Paulus was ook 'n getuie. En kyk wat skryf hy aan die Kolossense, die gemeente van die Kolossense, 'n gemeente wat Paulus nie self gestig het, het jy dit geweet? Paulus het nie self die gemeente van Kolosse gestig nie. Hy was besig in Klein-Asië gewees en daar het 'n man tot bekering gekom met die naam van Philemon, en hy het as 'n disipel na Kolosse toe gegaan, want dit was sy tuisdorp. En hy het die evangelie na Kolosse toe gevat. En Paulus het goeie tyding gekry van die gemeente, en nog ek gaan vir die Kolossense ook 'n brief skryf. Maar dit was meer 'n algemene brief geweest. Maar kyk wat sê hy vir die Kolossense aangaande Christus. In Kolossense 1 vers 15, hy sê hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, en alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon. This is my Jesus, what I'm talking about. He's more than an angel. He's more than a created being. He is the second in the Godhead, God the Son. In hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Alles is syne tot die heerlikheid van God die Vader. In hom leef ons, Handelinge 17:28. In hom beweeg ons. In hom het ons bestaan. Dis wie Christus vir ons is. Pas op vir mense wat Christus wil verkleineer. As iemand Christus kleiner maak as wat hy is, en dit is dat hy is waardig van alle lof aanbidding, en daar is net een moontlikheid wat waardig is van alle lof en aanbidding van die mens, en dis God. En Johannes sê, Jesus is waardig van alle lof, aanbidding, eer, heerskappy en majesteit. He's God. Don't you forget that. En as mense dit nie beleef en dit nie bely nie, pas op, jy het met 'n wolf te doen. Is jy met my? So daar het ons 5 tekens
Kom ons sê hulle gou weer. Hulle sê hulle het 'n nuwe openbaring van God. Hulle beskuldig jou van afvalligheid. En dat jy moet tot bekering kom. Jy moet gerestoreer word. Hulle maak aanspraak op eksklusiwiteit. Daar's niemand soos ons nie. Net ons het die antwoorde. Nommer 4, hulle gebruik magsmisbruik om jou te manipuleer en jou te onderdruk en te sê, jou verlossing hang af van jou loyaliteit teenoor ons. En nommer 5, hulle verkleineer Christus. Nou broer en suster, wat glo ons as ware kinders van die Here? Wat is julle geloofsbelijdenis? Nee, jy hoef nie te antwoord nie. Ek weet, as ek jou vraag, gaan jy oorvat. Luister, onthou net hierdie 3 klein goedjies. Ons glo dat Christus die volle en finale openbaring was van wie God werklik is. Daar is nie 'n nodigheid vir enige nuwe openbaring nie. Ons het klaar God geopenbaar gesien in Christus. Ons glo dat in Christus het God homself en sy wil volkome aan die mens geopenbaar. Is dit wat ons glo, Bert? Met ander woorde, as iemand kom en hulle sê, nee, julle weet, julle nog nie 'n volle openbaring nie. God openbaar nog so stukkie vir stukkie, soos wat die tydperk van die mens aangaan. En ons gaan vir julle nou die res bring. Ons het nou die volle openbaring. Pas op! Verwerp dit vir wat dit werd is, as 'n leuen in die put van die hel. Ons het die volle openbaring van God in Christus Jesus. Ek het nie nodig om verder te gaan as hierdie skrif nie. Ek het nie nodig om verder te gaan as my kree en sê, God praat met my nie. En dan Here, as hy vir my iets sê, bevestig dit vir my in die woord nie. We don't need anything more than that. En as dit nie in lyn is met die woord van God nie, verwerp dit. Verwerp dit. So, ons openbaring is in Christus. Weet jy wat glo ons nog? Ons glo dat Jesus Christus is in staat om sy gemeente te bou en te onderhou en rein te hou deur al die eeue heen. He's able. God is able. Luister, ek sê nie die kerk het nie foute nie, want julle sit hierso. Jy geweet toe jy hier aankom, toe bring jy foute in. Hendrik, weet jy veel fout het jy ingebring, man? Hou nou op so baie foute maak. Hulle sê the church isn't perfect, because the moment I walked in here, perfection was negated. Ek wens ek kon sê ek was foutloos. Ek is die geringste van almal. Hou op, hè? Soveel foute. Maar ons erken dit daar. Nie soos ander mense wat sê, ek sondig nie meer. Dan jy ook nie meer Christus nodig. Selfs al het jy vir eendag nie gesondig, het jy vir eendag Christus nie nodig gehad nie. Jy sien, die bloed van Christus reinig van alle ongeregtigheid. Dit is soos 'n wasmasjien. Ek het die bloed afkomlik nodig. Selfs wat ek hier staan, I need the blood. Elke oomblik, Lord, just cleanse me with your blood. Want die gedagtes van die mens is bedrieglik oor alle dinge. Die hart is verderflik. So, Christus is in staat om sy kerk te onderhou. Ons het foute. Deur die eeue het die kerk foute gemaak. Maar hierdie idee, dat die universele kerk, die hele universele kerk, afvallig geword het, en verlore geraak het, en dat elke Christen die pad byster geraak het, en dat God nou nodig het om as ware oor te begin met 'n nuwe beweging, met 'n nuwe openbaring, om die afvallige kerk te restoreer. Wie wat sê dit eintlik vir my, van daai mense? Want jy weet wat sê dit vir my.
Ek gaan vir jou sê wat sê dit vir my. Dit sê eintlik vir my, dat daai mense, sê eintlik dat God is onbeholpe. En dat God nie sy woord kan waarmaak nie. Wat het Jesus gesê in Matteus 16:18? Ek sal my gemeente bou. En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Ten spyte van afvalliges, ten spyte van dwaalinge, bou Jesus deur die eeue nog sy kerk. Wie is jy om te sê dat Jesus het misluk in dit wat hy gesê het, hy sal vervul? Don't you dare say that. Gaan sê dit vir jou familie. Jesus bou sy kerk. En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. So I believe that. En laaste ding, ek glo die kerk is divers. Ek glo in 'n diverse kerk. Ek glo daar's ware Christene in verskillende gemeentes. Nie net hier nie. Dink julle die Here het nou gesê, luister, die hele wêreld is verdoem, maar ek gaan hier in Gordons Bay, gaan ek nou 'n kerkie plant, en ek gaan al die ware Christene uit hierdie miljoen mense in die Helderberg kom, gaan ek nou hier kom sit. En hier, dis al. Ons gaan hemel toe. As jy buite hier is jy verdoem. What a bunch of nonsense. Dis nonsens om dit te sê. Ons glo in diversiteit. En die idee dat jy moet aan ons loyaal wees. Jy moet onder ons lering figureer en funksioneer. Anders is jy verlore. Is 'n leuen. Dis 'n leuen. Daar is nog ware kinders van die Here daar buite. Ek kan julle voorstel 'n paar. Jy ken ware kinders van die Here daar buite. Jy ken ware kinders van die Here daar buite. Moenie dat ons so eksklusief raak en sê net hier, net hier, net hier. Want as ons dit gaan doen, is ons ook 'n tot. Ja. Jy weet my? So liewe vriende, daar het julle dit. Ware kinders van die Here. Kom ons maak 'n commitment sommer hier aan die begin van die jaar. Kom ons wees ware kinders van die Here. Wat weet wat God van ons vra? Wat weet waarin ons glo? En hoekom ons glo wat ons glo? Ek wil by julle kan hoor en julle moet by my kan hoor. Wat glo ons? En hoekom sê jy dit? Dis uiters belangrik. So kan ons nie oor mekaar 'n commitment maak. Moenie nou beloftes, ek weet wat beloftes is daar om gebreek te word. Maar kom ons kyk mekaar in die oë en ons sê, luister, in hierdie tyd wat voor lê, wil ons groei in ons geloof in die Here. Ons wil sterk word in ons geloof. Ons wil groei in ons kennis van die Here en sy woord. Ons wil groei in ons wandel met die Here. Ons wil, hoe sê hy dit, nader my God by jou, steeds nader by. Wil jy nie saam met my groei in hierdie tyd? Gaan ons nie mekaar se hand vat en sê, voorwaarts, Christenstryders. Voorwaarts in die stryd. Dis wat ware kinders van die Here doen. Die geestelike lewe is 'n lewe van groei. So gaan ons groei. Amen. Lees jou Bybel elke dag en jy sal groei. En dan, laaste ietsie, kom ons sê ook vir mekaar, ons gaan ook onsself beskikbaar stel om deur die Here gebruik te word, om ander mense te waarsku teen die wolwe daar buite en teen die valse profete. Soos wat ons die waarheid gaan betrag in hierdie tyd wat voor lê, soos wat ons Christus gaan aanskou, soos wat ons soos Moses sê, Here, vat my daar na die skeur van die rots. Al gaan hy net agter my verby, dat ek net weet dit was U. Dis is ons lering, dis ons begeerte. Terwyl ons dit doen, wees waaksaam. Pas op vir die wolwe daarby. Het ons dit? Het ons daai commitment?
Amen. Ag Here, u woord is kosbaar, dis lewend, dis kragtig, dis ewig, dis al wat ek nodig het. U woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. U woord is die brood van die lewe wat my versadiging bied vir my honger siel. O Here, ons dankie vir die woord. Ons hoef nooit verlore te wees nie. Ons hoef nie soos die golwe van die see heen en weer geslinger te word nie. Ons hoef nie te twyfel in wat ons glo nie, want hy, 'n man wat twyfel in sy hart, is soos 'n skip wat heen en weer geslinger word volgens Jakobus 1:6. Ons hoef nie te twyfel nie, want U het ons U woord gegee en U woord is die waarheid. En U vir ons geleer in Johannes 17, ons moet ons heilig in die waarheid, want U woord is die waarheid. U het gesê in Johannes 8, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Here, ek weier om 'n slaaf te wees omdat ek nie die woord van God ken nie. En 'n slaaf te wees van misleiding en dwaling en verkeerde leerstellings. Nee, U het ons vrygemaaktes geroep. En Here, is my begeerte vir elke kind van U wat vanmôre hier teenwoordig is, dat hulle in vryheid sal leef en dat hulle sal kan sê met vrymoedigheid, daar staan geskrywe. En dat hulle nie onder 'n juk van diensbaarheid van 'n mens gebring sal word nie, dat hulle nie deur vals leer op 'n dwaalweg gebring sal word nie, maar Here, dat hulle sal wandel in die lig, want U woord is lig. Mag dit in hierdie jaar 'n realiteit wees vir hierdie gemeente, soos wat ons U aanskou, soos wat ons commit om te groei in U, om te groei in die kennis van U. Dis my gebed in Jesus naam, en ek dank U vir hierdie mense. Ek dank U dat U hulle in die hand hou. U het vir ons die belofte gegee, ek sal nie dat enige van hierdie kinders van my uit my hand uitgeruk word. En ek dank U dat ons daai versekering het, die Here hou my. Hy hou my in die holte van sy hand. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Ken jy daai lied? My kleerling boeties en sissies, julle ken hom mos. Die Here hou my, die Here hou, julle moet hom ken. Die Here hou my in die holte van sy hand. Dis al wat dit sê. Die Here hou my, die Here hou my, die Here hou my in die holte van sy hand. Julle het hom, kom ons staan. Die Here hou my, die Here hou my, die Here hou my in die holte van sy hand. Ek vergeet dit as ons hande saam sit. Die Here hou my, die Here hou my, die Here hou my in die holte van sy hand. Nog net eenmaal. Die Here hou my, die Here hou my, die Here hou my in die holte van sy hand. Die Here hou my, die Here hou my, die Here hou my, die Here hou my in die holte van sy hand. Die Here hou my, die Here hou my, die Here hou my, die Here hou my in die holte van sy hand.